Met minder as 4 maande oor voor Suid-Afrikaners na die stembus gaan vir die 2026 plaaslike verkiesing, is die stryd om die beheer van die Tshwane Metro reeds in volle swang. Die metro word die afgelope dekade getuister deur politieke onstabiliteit, brose koalisies en aanhoudende probleme met dienslewering. Die Vryheidsfront Plus het Willie Spies as sy burgemeesterskandidaat benoem. Die vraag is egter nie net of hy die metro kan lei nie, maar ook of sy party genoeg politieke steun kan werf om 'n deurslaggewende rol in die volgende stadsraad te speel. En ons praat nou met hom. Willie, goeiemôre. Môre. Ek wil net klaarheid kry, jy is die burgemeesterskandidaat, Grandi Tennyson is die veldtog hoof daar in Tshwane, né? Hy is die streeksleier en die caucusleier. Ja. Hy is 'n sittende raadslid, hy is die sittende streeksleier van die party. Maar die party het dit goed gedink om my te nader en te nomineer as die burgemeesterskandidaat. Ons werk eintlik as 'n span, om dit so te stel. Grandi is die nommer 2 op die proporsionele lys, ek is die nommer 1 op die proporsionele lys. En ons het een doel voor oë en dit is om die VF+ so goed as moontlik te laat doen met die verkiesing wat voorlê. Reg. Nou die Vryheidsfront Plus is nie een van die grootste partye in Tshwane nie. Is jou kandidatuur 'n realistiese poging om burgemeester te word, dink jy? Wel, die VF+ het 17 raadslede in Tshwane. Ons is een van die groter partye, ons is onder die top 5 en daar's aanduidings en vroeë meningspeilings wat aandui dat ons kan groei tot die top 3. Dit is op die stadium die aanduidings. Ons ervaring op die grond is ongelooflik en dit is in alle uithoeke van die Tshwane Metro, van Atteridgeville in die weste van die stad, Ga-Rankuwa, Hammanskraal in die noorde van die stad, die voorstede, die Afrikaner gebiede, Bronkhorstspruit, Ekangala. Ons was in elke uithoek van die metro al gewees en oral tel ek een ding op en dit is geesdrif en 'n beslisheid by gewone mense wat sê ons het vir 32 jaar geëksperimenteer met 'n grootste party en 'n tweede grootste party wat ons nie gehelp het nie. Ons soek totale nuwe verhaal. En ons is besig om daai totale nuwe verhaal te skryf. Wat dink jy gaan die dryfveer wees van enige groot of groter groei deur die Vryheidsfront Plus in hierdie verkiesing? Ek dink die belangrike dryfveer is dat ons geanker moet wees in ons gemeenskappe. Daar is 'n geweldige kloof tussen die politiek en die gemeenskappe wat ons bedien. Ons kry dit so dikwels en alle partye word getuister daardeur dat politici verwyder raak van die mense wat hulle daar geplaas het. Hulle raak verwyder van die gemeenskappe wat hulle daar geplaas het en hulle begin dink en kyk na die wêreld deur die lens van 'n beroepspolitikus. Die VF+ is 'n party wat 'n gemeenskapsparty is. Dis 'n party wat sê Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe. En vir Suid-Afrika om sterk te wees moet elke enkele gemeenskap, elke diverse gemeenskap met sy uniekheid, moet 'n sterk gemeenskap wees wat selfstandig kan wees, wat sy dinge kan doen en wat nie deur 'n staat aan bande gelê word nie. Hierdie unieke invalshoek op die politiek was vir 30 jaar totaal en al afwesig in ons partytetiek en ons wil dit weer indra en ons vind dat dit met oorweldigende steun begroet word. Net weer iets vir klarheidsonthalwe as jy praat van Afrikaner gebiede in Tshwane, waarna verwys jy? Ek praat nou maar van die voorstede waar die meerderheid van die inwoners Afrikaner mense is. Pretoria is maar 'n tradisionele Afrikaner stad, ons weet dit. Pretoria is gestig toe die ou ZR tot stand gekom het na die groot trek. En Pretoria het hierdie simboliese betekenis as 'n Afrikaner stad en ons wil nie afbreek doen daar nie. Dit is een van ons grootste bates. Dis amper soos die Springbokspan wat as 'n Afrikaner sport beskou word. Dis lank nie meer 'n Afrikaner sport nie, dis 'n veelrassige sport, maar hy dra daardie handelsmerk van 'n Afrikaner sport en Afrikaner mense wat 'n verskil maak daar. En dit is wat mense soek. Ons sien dit in die townships. Mense kom na my toe en sê dankie vir die werk wat oom Pieter Groenewald, 'n Afrikaner minister in die kabinet, daar doen. Dankie dat hy vir 'n slag sy werk doen, nie ander agendas dryf nie, maar net een ding wil doen en dit is om sy werk te doen. Dis wat ons wil doen in Suid-Afrika. Ons is hier, ons het nie gevlug nie, ons het nie weggeloop Amerika toe nie, ons beplan ook nie om weg te loop nie, maar ons wil hier wees en ons wil ons werk doen en ons wil dit goed doen. En ons vind dat hierdie benadering oorweldigende steun ook uit ander gemeenskappe trek. Bietjie van 'n stoute vraag, dink jy die DA is nou bietjie skie vir daai beeld?
Die DA is definitief nie 'n Afrikaner party nie. Hulle is uitgesproke dat hulle absolute klem lê op individuele regte. Die DA kom met die tradisionele liberale wêreld beskouing, maar met tyd, soos enige liberale party reg hierdie wêreld, verskuif hulle gaandeweg na links en begin hulle al hoe meer sosialistiese geleide maak. En dit is ons ervaring. Dis ons ervaring in Kaapstad. My prokureursfirma is betrokke by litigasie namens burgerlike instellings in Kaapstad teen munisipale heffings wat daar ingestel word wat sosialisties van aard is. Ons sien dit in beleidsrigtings, ons sien dit in die hele back and close hier fiasco wat genadiglik nou opgelos is, waar daar 'n baie sterk onderbou binne 'n party soos die DA is om te sê ons is sosiaal-demokraties, ons is nie meer jou tradisionele liberale of libertynse party nie. En daardie libertynse waardes, daardie waardes van waardigheid, van lewe, van veiligheid, dis waardes waarvoor die Vryheidsfront staan en dit vind aanklank by mense. Ons vind onsself tuis in die Christendemokratiese tradisie en binne hierdie Christendemokratiese tradisie is daar 'n ruimte vir 'n nuwe meerderheid om in Pretoria tot stand te kom, maar ook in die res van Suid-Afrika. Luisteraars, daar's nog een van ons burgemeesterskandidaate voor die verkiesing. Dit was die Vryheidsfront Plus se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Willie Spies.